Reg, so vandag duik ons in 'n kort maar ongelooflik kragtige moderne fabel. Dis 'n storie oor woorde, oor die soeke na betekenis en die vreemde, wonderlike krag van skepping in 'n wêreld wat heeltemal stil geword het. Kom ons spring sommer dadelik weg. Die storie begin nie met die gewone eendag lank gelede nie. Nee, dit tref jou met iets wat nogal onheilspellend is. Kan jy jou dit indink? 'n Wêreld wat iets so basies soos sy eie alfabet verloor het. Dis presies waar ons reis afskop, en 'n plek wat vergeet het hoe om te praat. Goed, so, hoe lyk hierdie wêreld dan? Ons eerste deel skets vir ons 'n prentjie van 'n samelewing waar die diep, ryk betekenis van taal heeltemal vervaag het. Denk bietjie daaroor na. Elke gesprek, elke woord, is basies net die klank van geld. Mense praat nie meer om te verbind of om iets uit te druk nie. Nee, dis alles transaksioneel. Net 'n hol, weergalmende klank waar betekenis eens geleef het. En om hierdie gevoel van absolute leegheid te skep, doen die fabel iets baie slim. Dit beskryf die dorp deur alles wat nie daar is nie. Dit begin by die plein, daai plek wat gewoonlik die hart van 'n gemeenskap is, waar mense bymekaar kom. Hier, net 'n leë spasie. En dan die gebrek aan 'n boom. Dis meer as net die natuur wat weg is. Dis 'n simbool. Dis die verlies van lewe, van groei, van skuiling. Presies soos die taal wat eens vertak en gebloei het, is die landskap nou kaal, onvrugbaar. En dan die finale, deurslaggewende leemte, 'n dorp sonder 'n stem, 'n diep, oorverdowende stilte wat alles deurdring het, nie net in klank nie, maar in die gees van die mense. Dis 'n gemeenskap wat sy kollektiewe siel verloor het. Maar selfs in die diepste stilte kan iets begin roer, en dis waar ons hoofkarakter op die toneel verskyn. Hierdie volgende deel stel ons voor aan die man en die eenvoudige maar kragtige voorwerp wat hy by hom dra. Reg, so te midde van al hierdie niks, is daar 'n ou, 'n enkele man, en in 'n wêreld wat net die klank van geld ken, wat draai. Nie rykdom nie, nie 'n wapen nie, maar iets ooruit en fundamenteel, 'n doodgewone klip. En in daai klein, stille voorwerp lê die heel eerste teken van hoop. En hier is waar dit regtig interessant raak. Die storie definieer die klip nie net as 'n rots nie. Nee. Wanneer die man dit neergesit het, het die klank daarvan geklink soos die eerste lettergreep. Verstaan jy? Dis die geboorte van 'n woord, die heel eerste vonk van taal wat weer begin. En hierdie vergelyking wys vir ons presies hoe anders hierdie man se denkwyse was. Hy het nie die rigiede, voorspelbare gereedskap van die ou wêreld gebruik nie. Hy het nie met 'n pen geskryf nie. Nee, hy het 'n dobbelsteen gebruik wat kans en nuwe moontlikhede omhels. Hy het nie tyd gemeet met 'n horlosie nie, maar met taal. Dit beteken dat betekenis, nie minute nie, die pas van sy lewe aangegee het. En sy hele missie, dit word opgesom in hierdie een kragtige sin. Hoor mooi. Hy skep nie die werklikheid nie, hy skep moontlikheid. Hy bou wêrelde wat kan wees. En sy doel is nie om te preek of jou iets te leer nie, maar om iets dieper aan te wakker. Vreugde. En daai soort wysheid wat jy opdoen sonder dat jy eers besef jy leer. So, wat gebeur as een ou in 'n stille wêreld iets begin skep? Wel, selfs die kleinste klankie kan 'n ekho veroorsaak. Mense begin nader staan. Kom ons kyk hoe hierdie een stille aksie 'n heeltemal onverwagse byeenkoms tot gevolg het. Is so 'n eenvoudige sinnetjie, maar dit sê alles nie. Die man se stille skepings het deur die leegte begin sny. Iets het verander. En mense is instinktief aangetrek na hierdie nuwe klank, hierdie nuwe moontlikheid van betekenis. En kyk net wie daag op. Dis nie net een tipe mens nie. Dis 'n mal mengelmoes, kuborge, kinders, boere, programmeerders, selfs illusioniste. Die tegnologiese en die natuurlike, die logiese en die verbeeldingsryke, almal saam. Dit wys jou net, die soeke na betekenis, dit ken geen grense nie. Hulle kom by mekaar om 'n skaakbord, maar, en dis die sleutel, dis nie om te speel nie. 'n Skaakbord is mos gewoonlik 'n plek van konflik, van strategie om te wen. Hier, in hierdie nuwe wêreld, word dit 'n plek vir gedeelde begrip. En hier is seker die hart van die hele fabel. Die nuwe taal wat die man met sy klip begin het, was nie 'n wapen om mee te veg nie. Dit het nie gegaan oor mag of om te wen nie, dit het gegaan oor koneksie. Die uiteindelike doel was om mekaar te verstaan, nie om mekaar te verslaan nie. En dit bring ons by die einde van die fabel, maar dalk die begin van iets heeltemal anders. Die storie draai nou weg van die man in sy klip en dit kyk reguit na ons. Die verteller hou op om oor die karakters te praat
en praat nou direk met jou, die kyker. Hy sê, ek's hier, ek's jou skrywer, en die klip, dis klaar in my hand. Dis asof hy sê die instrument van skepping, die krag om te begin, word nou aan ons oorhandig. Die fakkel word aangegee. En hier eindig ons ontleding met 'n vraag. 'n Vraag wat die hele storie persoonlik maak. Dis nie meer net 'n fabel waarna jy luister nie. Dis 'n uitdaging. Die stilte is daar. Die gereedskap is in jou hand. Die klip is nou in jou palm. So die vraag is, wat is jou eerste woord?